Kyk nee, nou op 'n GTS is alles lightweight, behalwe die manier hoe hy perform. Okay, Chris Botha, ek is hierso in Bultfontein area vandag. Hulle is jou handelaar hierso by Mega Agri Class en hy gaan my meer vertel hoekom het hulle hierdie tafels aangevat en wat se ervaring tot dusver. Ek weet hulle is amper die eerstes uit hierdie area uit waar die goeders uitkom, so kom ons hoor 'n bietjie. Hoekom moet jy kyk na GTS? Chris, hoe lyk dit? Môre Tjoep, goed en jy? Nee, wat doodstil rustig. As jy welkom terug in Suid-Afrika. Ja, dankie. Ek moet sê. Welkom in Bultfontein. en ten minste skyn die son nou hierso nie. Ek's baie happy daaroor. Dit's lekker na daar buite, die boere is opgewonde, die planters loop, so ja, ons is ook net saam met hulle opgewonde. Sê gou vir my, ek het nou die eerste keer 'n GTS tafel hier naby afgeneem. So hier in julle area, julle ken nou al die goeders redelik. Sê vir my, hoekom het julle besluit om die GTS agentskap aan te neem? Tjoep, ja, dit is eintlik tweedelig. Eerstens, ons is nou so 2 jaar met die GTS goed besig hierso in die gebied Bultfontein omgewing en eerstens jy kry ons nou in 'n mielietafel en dan kry jy hom in 'n dryper wat dan nou 'n soja dryper is. En die groot voordeel van die tafel is hy's compatible op enige stroper in die eerste plek. En tweedens, dit is 'n baie ligte tafel. Ons praat van 30 na 35% ligter as enige ander tafel, kompeterende tafel in die mark. Dis op jou mielietafel, nee. Dis op jou mielietafel, ja. Hy's ook heel wat ligter, praat van 15 na 20% toe op jou dryper. Wat 'n klomp voordele inhou. Jou kleiner stroper kan 'n groter tafel hanteer. Ek het 'n stroper wat 250 kW is wat 'n 16 ry mielietafel met gemak kan hanteer omdat hy 1,5 ton ligter as die opposisietafels is. Wat vir jou groot voordeel is, die stroper is nie met daai tafel al met die nuwe tegnologie op stropers is hy nie onder stres met 'n 16 ry tafel nie en hy kan hy groot tafel met gemak hanteer. Maar jy weet, dis een van daai goeders ons besef nie altyd, dis een van daai kan ek sê versteekte goed. Is die forces wat deur 'n stroper se chassis gaan en al daai goed, wanneer jy die tafel lig en jy weet mos jy daai as jy hom so lig dan skud die hele stroper effektief, ja. Tipe van hou en selle op die draaie en al daai goeders. Ja, as gevolg van die gewigverplasing en die tafel wat heel wat ligter is, het ons 'n klomp voordele. Onderhoud op jou nek en jou vooras of in jou stroper is baie minder. Omdat hy heel wat ligter is. En dan ook, ons het gevind dat jy omtrent tot en met 10% verbetering op brandstofverbruik het. As gevolg van die gewig. Net as gevolg van die gewig? Net as gevolg van die gewig, ja. Jy sien, en ek skat vir al as jy nou, ek weet nie, by julle is dit nou plat nie, maar ek meen, even daai hellingkies wat jy het, dit gaan 'n groot verskil maak. Maak 'n groot verskil en die stroper is baie goed vir Suid-Afrikaanse omstandighede. Dit is baie soortgelyke omstandighede wat jy in Suid-Amerika het vir ons sojaboere hierso om naby die grond en effektief te kan stroop, jy weet. Nou, kyk as ek nou hierdie lande so kyk, hier waar ek nou deurgery het en ek kyk die panne so, nee, dan weet ek nog nie hoe gaan hulle nog die planters hier deur gaan eerste ding en dan nog die seker later die stropers want dit lyk of dit 'n redelike nat jaar gaan wees. Ja, ek bedoel, jy kan soveel doen aan jou stroper, jy kan vir hom nou tracks opsit of jy kan 'n track stroper aanskaf wat vir jou natuurlik ver gaan bring, maar as jy 'n swaar tafel het, dan is jou sukses om bo op die grond te bly net soveel minder. So dit gaan definitief 'n groot deel aanspreek op jou voorasgewig as jy 'n ligter tafel het. Okay, so hoe lyk die fisiese komponente rondom die tafel? Ons weet nou hy's lig en al daai goeders, maar hoe lyk die bewegende dele want ons mos nou daar waar die moeilikheid gewoonlik kom. Ja, jou messe en goeders is almal standaard lemmetjies, so jy kry die Schumacher lemme wat by die onderdele beskikbaar is en kan ek sê jou cones is plastiese cones wat voorsienbaar is in Suid-Afrika. So die parte gedeelte word maklik onderhou en dit is 'n maklike ding om deur die tegnisie onderhou en dan nou jaarliks ook dan nou net na seisoen te diens ensovoorts, jy weet. So dit is nie 'n probleem om die tafel te onderhou nie. Ouens wat nou die afgelope 2 jaar hulle het, wat sê ervaring in die ons het baie goeie terugvoer hoor. Die ouens wat die groot mielietafels het, kleiner mielietafels het sê is 'n baie effektiewe tafel. Jy kan lekker spoed optel. Jy kan teen 10-12 km/h stroop met gemak, so hy het kapasiteit. As jou stroper kan hanteer, die tafel kan dit definitief hanteer. Wat jou soja tafels aanbetref, baie
hoe kan ek sê, gebruikersvriendelike tafel, sy throughput is baie goed en die duursaamheid, ons het regtig na seisoen minimaal wat ons op baie tafels hoef te vervang. Okay, jy praat dan van duursaamheid, maar dan kom jy nou seker met 'n lekker price tag, nee. Ja, as ons praat van 10 jaar, 15 jaar terug was die GTS tafel eintlik te duur vir Suid-Afrika. Ons het gepraat van 30% duurder as wat hy teenoor die konkurrente produkte was. Op hierdie stadium, ek weet nie of die res van die wêreld hulle ingehaal het of hulle pryse aangepas het nie, is dit baie kompeterend met enige van die ander tafels, groot name wat in die mark op die oomblik beskikbaar is. En soos ek verstaan, in baie gevalle is hy actually nog goedkoper. So hy maak actually sin. Dit maak definitief sin. Uitstekend. Chris, dankie baie. Right, so, as jy belangstel in 'n GTS tafel hier in die Wes-Vrystaat, kom daarso met Chris in kontak hierso by Mega Agri Klaas Bultfontein en dan gaan hulle vir jou uitsort met 'n GTS tafel. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.